Hallo kinders van die suide. Ja, so, dis 'n lekker koue oggend hier in Suid-Afrika en die vakansie is amper verby. So, ons gaan so 'n bietjie weer leer vandag, maar lekker leer, nê? Ons leer mos altyd net lekker leer goed. Ons gaan vandag praat oor die liggaamsdele of lede van die liggaam. Daar is baie lede van ons liggaam en dit is baie belangrik dat al hierdie lede lekker goed werk en gesond is. Ons liggaam is daar sodat ons lekker kan speel, kan eet, kan dink, kan asemhaal, kan kommunikeer, kan praat met mekaar, né? Kommunikeer is 'n groot woord. Maar ek weet julle is slim, julle weet, nee, is om met mekaar te kan praat en ook ons liggame is gemaak om God te verheerlik. Sy skepping en hom en sy grootheid en sy goedheid en alles wat hy vir ons doen. So, ons gaan bietjie kyk na 1 Korintiërs 12 vanaf vers 13 tot 27 wat praat van die liggaam van Christus en al sy lede. Maar na daai versie gaan ons ook bietjie praat oor ons fisiese liggaam en sy lede, nê? So, daai stukkie in Korintiërs praat meer oor ons as lede in die liggaam van Christus. Goed, en al daai lede is baie belangrik. En die woord sê, maak nie saak of jy Griek of Jood is, en of jy Afrikaans praat, of Xhosa. Ons is almal deel van een en dieselfde liggaam in Christus. En dan sê daai stukkie ook, die kop is nie belangriker as die voete, die oog nie as die hand, die brein nie as die mond. Weet, dis nou nie presies hoe hy dit sê nie, maar julle verstaan wat ek bedoel, nê? So al die liggaam se lede is almal ewe belangrik, omdat elkeen 'n spesifieke doel het wat hy verrig, wat die ander deel nie kan verrig nie. Want jou oë kan nie ruik nie, en jou mond kan nie sien nie, nê? En sonder die oog, wat is die mond? En sonder die mond, wat is die oog? Goed. So, wanneer 'n lid ly in hierdie liggaam, ly al die lede, nê? So, ons is almal deel van een liggaam in Jesus Christus. En elkeen het 'n besonderse funksie wat hy verrig. So, kom ons kyk nou 'n bietjie na die fisiese liggaam. Goed, hierdie is deel 1 van 2 episodes van die liggaam en sy lede. So vandag sin gaan ons bietjie net na die basiese liggaamsdele kyk. Goed, ons gaan begin by die kop. Dis baie maklik. So hierdie is jou kop, né? Jou gesig hier. Goed. Nou wil ek hoor, weet julle waar is die neus? Is hierdie die neus? Nee, dis bietjie maklik, nee, dis silly. Die neus is hier. Goed, dis die neus, dis die mond, dis die oë, dis maklik, nee. Kom ons kyk bietjie na moeiliker goed. Waar is jou wange? Wange, nee, dis die wange. En dan die kin, dis nog bietjie maklik. Kom ons gaan klein bietjie moeiliker. Waar is jou wenkbraue? Kan julle dit doen? Kyk, ek maak 'n Mexican wife. Ken julle 'n Mexican wife met my wenkbraue? Of jou ma sê jou aankyk en dit was stout, dan kyk sy so met die wenkbrauwe. Nee, hierdie is jou wenkbraue hierdie. Goed. En dan jou wimpers. Waar is die wimpers? Hier is jou wimpers, nee. Dis hierdie wat net so bo die oog het, keer 'n bietjie die son en die stof en so uit jou oë uit. En dit laat ons girls baie mooi lyk as ons make-up, nee. Maak hulle so 'n bietjie donker en dan laat dit jou oë so 'n bietjie pop. Wimpers hierdie, né? Goed. Nou gaan ons na die res van die liggaam kyk. Jy kry nek, dis maklik, né? En skouers, dis maklik. Julle ken nou 'n Engelse liedjie, head, shoulders, knees and toes. Nee, ons ken skouers, goed. Bietjie moeiliker een. Weet julle waar is jou sleutelbeen? Weet julle? Ja, hier is jou sleutelbeen, hè? Hierdie been wat hier so hier sit en hier sit. Goed.
En baie rugby spelers breek daai been. Julle moet julle liggame oppas, nee, die sleutelbeen. Eina. Goed. Dan kyk ons na die borsarea. Goed. Nou by die borsarea, julle ken al hierdie klein lang beentjies hier in die kante wat jy so voel. En as jy reg voel, dan kiel jy dit so bietjie, nee. Nou daai noem mense jou ribbebene. Jou ribbekas, nee, jou ribbebene. En daai ribbebene beskerm baie organe, soos jou hart en jou longe. Okay. Dan kry jy jou rug. Almal ken die rug, dis maklik. Goed, die rug, ons het hom. En dan gaan ons af, ook baie maklik. Ons kyk na die bene, en ons kyk na die voete, en ons kyk na die tone. Goed. Wat het ons vergeet? Ietsie belangriks. Bedui jy nog die hele tyd met my? Hande, nee? En aan my hande is daar vingers. Goed. Dit was redelik maklik. Ek dink ons het so hier en daar ietsiekie niets dalk vir julle geleer. Die sleutelbeen, die wimpers en die wenkbroue dalk, nee, en ribbes, miskien die ribbes ook, nee. Die volgende video, deel 2, gaan ons so bietjie moeiliker gaan. Ja, julle so bietjie slimmer maak as wat julle reeds is. Want ek dink hierdie een was bietjie maklik vir julle. Gaan vra vir jou mamma, julle weet altyd, ek sê, gee altyd vir julle mamma's huiswerk. Hulle moet vir julle 1 Korintiërs 12 vers 13 tot 27 gaan lees, want ek het hom nou so bietjie vir julle opgesom en maklik gemaak, nee. So laat sy dit vir julle of saam met julle lees, want julle kan al lees, nee. Meeste van julle kan al lees. Goed. Maar mense liggaam het gereeld oefening nodig, voeding nodig, versorging nodig. Ons moet hom skoon hou, sodat ons die siektes en goed optel nie. En ons moet die regte kosse eet, sodat ons liggame ongesond maak nie. Genoeg kosse eet en dan ook gereeld oefen. Nee, oefening is ook belangrik vir ons. Maar daar is iets wat baie belangriker as dit is. Ons moet ons gees en ons siel ook voed. Nee, met die woord van God. Dit is baie belangrik dat ons geestelike kos inneem, want ons ewige woning is wat vir ons die belangrikste tans is. Nee, om ons siel, ons liggaam, siel, gees op te pas, maar die gees is die ewigheid. Dit is die ding wat vir ons die belangrikste gaan wees op die einde van die dag. En al die ander goed is ook belangrik, maar is baie belangrik dat jy van jongs af leer om jou siel en gees te voed met die woord van die Here. Totdat ons mekaar weer sien, julle moet nou kyk vir die volgende episode, nee? Want nou gaan jy bietjie nog liggaamsdele van leer wat bietjie moeiliker is, glo ek. So kyk uit vir hom totdat ons mekaar weer sien. Waar julle